Goeiemôre. Ek hoop elke mamma het vanoggend breakfast in bed gekry. Wie het breakfast in bed gekry vanoggend? Wat se ma het breakfast in bed gekry? Baie welkom. Dis lekker om julle te sien. Hugo het so laaste 2 weke gepraat oor die valleie en die bergtoppe en so, en toe het ek nou gedink hierdie lied pas so mooi by dit. Wat gaan oor ons elkeen se pad? Elke ou het 'n pad in hierdie lewe en hierdie is Pelgrimsgebed. Dis 'n ou lied, maar ja, so mooi en beskryf so mooi hierdie pad van oppe en awe, maar dat God altyd daar is vir ons. Geniet hom, ons doen hom vir julle. 1, 2, 3. Vader God, U ken my naam, my binnegoed en buite staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan als wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so kaalvoet loop, die pad het U lank al berei. U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, alle swerwers kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Moeder God, U ken my naam, my ego en my regop staan, die drake waarteen ek bly veg. U wys my altyd weer die weg. U het my met die lig geseën, die lig strooi ek op iedereen. Net U weet hoe my toekoms lyk. Ek het niks, U maak my ryk. Ja, alle pelgrims keer weer huis toe, en alle swerwers kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U boardinghuis. Dat zijn mooi. Als wij vrienden met ons is en ons lief is. Dat
Dat sy altyd met alles sal help. Ja, en sy gee baie om vir ons. Sy altyd werk vir ons doen. Liewe Jesus in haar hart, want ons is liefes van hom. Sy is altyd vriendelijk. Sy help altyd mense wat hartseer is. Ek hou van my mama, vir my seentjies en krekkies. Nou, sy is kind. Nee, Lena? So met haar uit te gaan by plekke en ja, met haar bietjie tyd kan spandeer. Kan lekker speel en lekker storie kyk. Saam met my mamma speletjies te speel. Sy het massels. Sy het so die superpower van liefde gehad. Ek wou sê. Sy kan maar alles in die wêreld te kan doen. Mind control. Ja. Sy sal mense se harte kom beter maak. Ek dink sy sal soos Violet wees. Weet jy wie Violet is? Ek is so in die Incredibles movie. Ek ken dit nie. Die meeste is vir ons. Ek kan nie pizza kry nie. Nee. Ons moet altyd vinnig wees, dis verseker. Want ons is altyd stadig. Kom nou, kom klaar. Of iets is daar. Sofia. Ja, nee. Sy word die jaar 43. Hoe oud is sy? 42. Sy raak 42, maar sy lyk soos 31. 33. 34. 4. 5. Nee. 6. Ek weet nie reg nie. Ek weet nie of nie. Werk. Ook inkopies kry, werk. As ons mis. Dan is dit dalk uit met haar vriende. En meeste met haar man. As ons by die skool is, maak sy die huis skoon en sy doen die skool goed of sy doen die was goed. Ja. Sy dra altyd haar sak op die sportveld, so ek sê, 'n donkie sterk hier. Ja, sy kan alles doen. Sy kan 'n luiperd wees net so my. Sy so... Nee, 'n uil. Haar gunsteling dier is 'n uil. Ek dink 'n kat, want katte is meer cute. 'n axolotl. Dit is 'n game en in real life. Hulle is 'n tipe salamander of iets. Besig. Ja, besig. Ek dink sy was baie soeter as ons. Baie soeter as jy. Ek is juist daar. Ek sou sê sy is baie gefokus op skool, maar sy nog steeds 'n lekker tyd gehad, soos sy weet om goeders te balanseer. Baie soet en altyd baie vriendelik. En baie geluister na mamma en pappa. Chill. Ek dink sy is op chill gewees. Dankie mama vir alles wat mama vir ons doen. En dat sy by alles goed bywoon soos by spook. Ons wil sê wanneer ons baie lief is vir haar en ons gee om haar. Ek sal goeie sê wat ek nie noodwendig elke dag sê nie, soos dankie dat sy altyd daar is vir ons, soos dit. Ons lief jou baie, jy doen soveel goed met ons en
Ons weet soveel werk ons is. Gelukkige Moedersdag. Gelukkige Moedersdag. Gelukkige Moedersdag. Gelukkige Moedersdag, mamma. Ek is lief vir mamma. Het ek altyd vir gesê, jy is die beste mamma wat ek nog ooit gehad het. En toe ek ouer word, toe besef ek eers, jy het net een ma. Maar in my lewe het ek al baie moeders en moederfigure gehad. En toe hulle nou die liedjies sing, so van ons is swerwers, en partykeer verdwaal ons so 'n bietjie langs die pad, kan ek vandag 100% sê, dat dit is as gevolg van 'n ma en moederfigure, oumas, tannies, wat vir my gebid het. So elkeen van ons het 'n ma, maar baie keer is jy ook 'n moederfiguur vir iemand in iemand se lewe. So vir elke ma, vir elke moederfiguur, vir elke tannie, wil ek vir jou sê gelukkige Moedersdag. Ek hoop dat jy bederf sal word en dat jy vandag sommer die dag net lekker saam met ons sal geniet. Ons gaan fokus op alles M. As jy betyds gekom het, daar was melktert. Daar's Milo. Ek hoop jy het vir jou 'n koppie daarvan gekry. Ek sal reël dat daar na die tyd nog steeds bietjie hopelik Milo oor is. Daar was marshmallows. So ons gaan vandag selfs Marie beskuitjies eet, as sal oorbly aan die einde. As jy vanoggend vir die eerste keer saam met ons is, as jy uitgaan by die saal en jy draai links, die badkamers is aan die einde van die gang, ek weet dis 'n paar kleintjies, daar's 'n ouer kamer met klank en 'n skerm vir julle om te volg in die skool se personeelkamer. As jy uitdraai en jy gaan links, julle kan regtig daar ook gaan rustig sit en luister. Jy sal sien agter as jy ingekom het, daar's 'n ma of 'n M fotohoekie. Vat jou selfoon, neem 'n foto, jy kan dit op Facebook sit, jy kan Harmonie tag as jy wil, maar neem julle eie foto's daar, Rita het dit vir ons baie mooi gemaak, julle kan daar by die fotohoekie 'n bietjie 'n paar foto's neem. Hartklop Kinderkerk gaan verder met hulle kurrikulum dieremaniere, en hulle gaan vandag praat oor 'n kat, want 'n kat, mel, vir M-dag. Hulle gaan praat oor God is ons trooster. Nou ek is nie 'n katmens nie, maar ek hoor dat katte hou daarvan om partykeer by jou te sit as hulle lus is, en hulle is so 'n bietjie troosters ook. So hulle gaan praat oor God as trooster. Ons Polslag jeugbediening vir almal van graad 7 tot en met matriek. Julle kan my in die voorportaal kry aan die einde van die voorsang, net voor Hugo begin preek. Ons is besig met ons tema is Jesus 101. Verlede Sondag het ons gepraat van Jesus as onderwyser of leermeester. En vanoggend gaan ons praat oor Jesus as vriend. Nou so op M-dag moet ons gou 'n paar goedjies doen, en ek gaan vra vir Hugo en Frans om gou nader te staan, en ek gaan nou net gaan op julle eerlikheid. Ek gaan nie jou ID-boek vra nie, maar as jy dink jy's die oudste ma in die kerk, so kom ons begin by, is daar enige ma's wat 80 is? Hande op. Ok, ek sien 2 hande. Is daar 'n ma wat 85 is? 84? 83? Ok, 82? Hoor? 87? 89? Jo, wenner los hande. Ek kan sê, daai ou ma kry 'n melktert. Volgende een, luister mooi. Die onlangste ma, so die ma wie se kleintjie die jongste is. Hulle is heel moontlik in die personeelkamer. Wie se kindjie is onder 'n jaar, wat in die saal is nou? Ok, daar's een, daar's nog een. Ok, kom ons gaan, hoeveel maande daar agter? 6 maande. Enigiemand se kleintjie jonger as 6 maande, wat in die diens is? Ek dink hy gaan vir die 6 maande, want ek hoor niks anders nie. Daar, heel agter. Daar, soek dit vir Rita, sy's reg. En sy wen die geveg. Sy kry 'n pakkie Marie beskuitjies. En as ek my Facebook dophou, dan gaan die dalk 'n paar hande nou opgaan. Alle swanger mamas, wat nou swanger is. Ja. Ok, so enige mamma wat nou swanger is, dis okay as jy nou nog nie vir almal gesê het nie, die nuus kom nou uit.
Daai is sommer lekker nuus om te deel. Rokke en Renay is weer swanger. Enige ander een. Daar's nog een agter. Okay, nou hierdie, ek is nie braaf genoeg vir die een nie, maar luister mooi. As hier 'n ma is, wat het reg gekry het, dat jou ma en jou skoonma vanoggend in die diens is, steek op jou hand. Nog een. Lekker en hy. #overachiever. Ja, kry 'n pakkie M&M's. En hier staan almal wie se naam met 'n M begin, maar ek dink jy ons het genoeg geskenkies vir daai nie, so julle gaan uitmis, sorry. Dan maas wat verjaar in Mei. Maas wat in Mei verjaar. Daar's hande en daar's een. En daar. Kry daai steps in. Dit gaan 'n kort preek wees. As hy nou lankie bo staan en hy staan net so, hy bid nie, hy probeer dit sy asem kry. Daar is nog 'n hand op daar agter. Okay, ek dink dit is almal. Dankie dat ons lekker kan love wees saam en ons is bly dat julle hierso is. Die spanne kan regmaak vir die opneem van die offergawe. En toe ons hier praat voor diens, toe sê hulle watse mikpunt gaan ons sit vir M-dag. Toe is hier soos 1 miljoen. Dus ek soos okay, jou geloof is groot, maar ek sal settle vir meer as verlede week. So julle sal sien op die houertjies is daar QR-kodes vir SnapScan en Zapper ook. Jy kan dit ook gebruik. Daar's ook op die baniere daar buite. Dankie vir jou tiendes en jou offergawes. Die spanne kan nou maar begin om die offergawe op te neem. Baie dankie. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Meester Messias, groot is die majesteit. Magtige Vader, ons dankie vir u teenwoordigheid vanoggend. Dankie dat die Gees hier gaan wees op hierdie dag wat ons mense celebrate. Ma's, tannies, moederfigure en oumas. Here, dankie dat u ons liefhet. Dankie vir mure van beskerming en liefde wat u rondom ons bou, Here. Dankie dat ons bestaan in u is. Vader, ek wil u kom dank vir die ma's en moeders wat in my lewe so groot impak gemaak het, Here. Dankie vir gebede wat agter geslote deure gebeur het, Here, wat so groot impak gemaak het, Here. Here, ek wil vra dat u met die Gees vanoggend hier sal wees, dat u met Hugo sal wees wanneer die woord gaan bedien. Dat die ontvanklike harte sal wees wat u stem sal hoor en dat die boodskap en die saad op voorbereide grond sal val, Here. En dat dit sal vrug dra, 100voudig, Here. Dat ons dit sal versprei en die goeie nuus van die verlossing en die liefde sal deel, Here. En dit, die plan wat u vir die mensdom het, Here. Dankie vir die grootheid, dankie vir die krag. Dankie dat u hier is vanoggend. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan staan en lekker saam met ons sing, dankie. En ek kan staan op staan.
staan. Is my denken my ontspoor. En my hart weer moet verloor. Here never staan, als het moeilijk gaat en ik voel verslaan. Here laat my handen los, hier my verlos, ek sal sing. Here never staan, als het moeilijk gaat en ik voel verslaan. Here laat my handen los, hier my verlos, ek sal sing. 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 Here lewe sing, as dit moeilik gaan en ek voel verslaan. Here maak my handen los, hier my verlos, ek sal sing. Here lewe sing, as dit moeilik gaan en ek voel verslaan. Here maak my handen los, hier my verlos, ek sal sing. Ek sal sing. Ek sal sing. Ek sal And if the Lord has brought you through the fire, right into a wide and open space, and if the Lord delivered you from darkness when He pulled your heart out of the grave, oh, if the Lord's been good to you, lift up your song. And if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithfulness through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. And if the Lord has made you with compassion, though you have run after other things, and if the Lord has shown you His great mercy, and if He's overwhelmed you with His grace, oh, if the Lord's been good to you, lift up your song. And if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithfulness through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. If you've got breath in your lungs, then give Him your praise. Sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing a little louder.
song. And if he saved you, healed you, then give him your all. If you've seen his faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give him your praise. Oh, if you've got breath in your lungs, then give him your praise. Kom ons sing dit 'n laaste keer. Sing it in the morning. Sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing a little louder. The Lord's been good to me. Sing it in the morning, sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing a little louder. The Lord's been good to me. Oh, if the Lord's been good to you, lift up your song. And if he saved you, healed you, then give him your all. If you've seen his faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give him your praise. Oh, if you've got breath in your lungs, then give him your praise. Kom almal, laat ons stem verrys. Kom, laat ons die verlosser prys. Halleluja, halleluja. Die laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Loof hom wat die oorwinnaar is. Oormagte van die duisternis. Halleluja, halleluja. Hy gee die gawe van sy gees. Stuur ons om troos te wees.
U is welkom om te sit. Ons gaan 'n laaste lied sing. Die Here is my herder. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde na waters. Waar is, lei hy my hier. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. Ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Ja, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. Ek sal in die huis van die Here bly, lengte van dae. Ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. En dit bly maar een van die mooiste psalms. Baie dankie Lisa en die band. Tonet het vandag haar eerste verskyning gemaak hier op die verhoog. Kan ons vir hulle lekker hande klap gee? So wil hulle net seker 'n bietjie vreemd gevoel tussen al die dames. Baie dankie dat jy hier. Ons jong mense kan uitgaan vir rassie ontmoet daar buite. Baie hartlik welkom op M-dag, ons Moedersdag. Mag jy 'n geseënde en 'n wonderlike Moedersdag hê. Mag die Here u ryklik en innig naby u wees, u versterk en u seën vir watter emosionele ervaring jy ook al vandag in jou hart het rondom Moedersdag. En ons het so 'n bietjie gespeel met die M. Julle het dit nou al agtergekom vir die laaste paar weke. So op M-dag sal dit nie korrek wees as ek 'n boodskap bring nie. So today I will deliver a message. Yes, absolutely. But I'm going to do a dedication. My message will be in Afrikaans later. I'll tell you more about Afrikaans in 100 years, just in a few moments. But I'm going to do the dedication today for a specific reason, for the family. So I'm asking Hanu and Tanya and beautiful Kira to please come forward and join me here in the front. If you are in church, yes you are.
Hanu and Tanya Steenkamp. You will remember sometimes that I give a specific English word in my sermon, and that's always for Tanya. So today, the whole dedication, the message will be in English, and please don't judge me. I already discussed this with the Lord. He understands my English. So I was thinking, what a brilliant idea to pick today for the dedication of your beautiful Akira. Because you will always remember. And Hanu, you will always have to buy more gifts. Because on this day, it was Akira's dedication, and it's Mother's Day, so perfect date. And in future, light a candle, do something. I've explained a very special meaning of this dedication of their beautiful daughter to the Lord. I've discussed it with them. And what was very nice for me, I also read about the meaning of Akira, and I know maybe you've got some other meanings as well, and I'm sure one day when she gets married, her husband will especially like the meaning of her name, because it's basically every woman out there. Bright, intelligent, and full of wisdom. Die dames wat nie verstaan en julle kon nou gesê het amen. Hanu and Tanya in Deuteronomy 6, verse 5 to 9. This is very important because it's a commandment from God. Say, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I've given you today are to be in your hearts. And Hanu, this is the commandment to you and to Tanya. Impress them on Akira. Impress them on your children. And we spoke about that. Akira is A. So there's B. I'm waiting for B, and I'm waiting for C and D. Impress them on all your children that's coming. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads if necessary. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Love the Lord with all your heart. I know you love her. Tanya, I know you love him. But the way little Akira meets Jesus is when she hears her dad's voice speaking to mom, and when she feels that gentle touch of the mother, she realized this is what love is. This is who God is. One day the disciples, they were very excited. They were talking to Jesus about who is the biggest in the kingdom of God. And they were waiting for a very good answer. Maybe it's one of them, because they're the disciples of Jesus. And now he took a child in his hand and said, this is the kingdom. This is how the kingdom looks. Looks humble. I've got specific word, trusting, humble and forgiving. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Become like little children. If you do not do that, you will never enter the kingdom of God, of heaven. This week in our men's session at 5 o'clock on Thursday morning, Andre took us all back to when we were young. And this message was so important for us to realize that this is what the kingdom of God looks like. May the Lord bless you. May he help you. And today, this is the end of this. In this sermon with this whole congregation, your spiritual family and your family, welcome to all the family of the Steenkamps that are here today. I can't remember your Nooiens van, but welcome to all of them. And you make a promise today in front of all of them that you will teach her the way of the Lord. You will do these commandments in your life and in your house. May the Lord bless you. May he help you. And with all the little ones that's still to come, with all this little bright wisdom and intelligent Akira, may the Lord bless you. I'm coming down to do the prayer. The last time you really helped me to get there by singing a song with me. Will you do it again today, please? Okay, I'll put it in and you take it from there. 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know, for so little ones to him belong. They are weak, but he is strong.
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. And I love you. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. You just have to realize how very special this moment is. And we've discussed that. Jesus is present. Because I'm holding the kingdom of God in my hands. Yes? Bright, intelligent, wisdom, Akira. And he is present. And today, if you want to, you don't have to. You can stretch out your hand and pray with me. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, we dedicate Akira Steenkamp to you, our God, our Savior and our friend. I pray that you bless her with every good gift that's only from you, from your heart. In their house with Hanu and Tanya, may you bless them. May you fill their lives with your love. And wherever they go, that people realize they feel something. This is part of the kingdom of God. Father, may your love, may your strength, may your joy, every good thing from above be in her life, in their house, in everything they do. And may you bless her today. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And we say amen. Kan ek gou 'n bietjie brag? We'll do the Lion King thing just now. So this is little Akira Steenkamp. Julle het nog geen op pad, né? Vir die agterste gemeente. Waar's ouma, grandpa, grandma? Where are you? Oh, this is yours. Rok. Hoe daar is jy? Geluk met nommer 2, Rokko. Pragtige Akira. Mag die Here julle baie ryklik seën. Die boekies in Afrikaans, he must translate. Baie geluk hoor. Congrats. Sjoe, ek het my steps gekry vanoggend. Ek wil gou net voor ek die boodskap begin, wil ek dan nou net ietsie sê op Afrikaans wat 100 jaar oud is. Dis nou nie nodig dat ek dit sê nie, maar ek het nou 'n spesifieke ervaring gehad hierdie week, so ek tog ek deel dit. My seun het afgevlieg en hy het my saamgeneem na 'n church build conference daar in die stad of by N1 City. Duisende mense, elke dag van 8:00 tot 10:00, 11:00 die aand, lang sessies, maar dit was baie multikultureel en baie keer het ek nie alles verstaan nie. Veral met die aanbidding, dan sing ons in Afrika tale, ek sien die klank op die skerms en ek maak die klankies saam, ek weet glad nie wat ek sê nie, en dan lees ek nou maar wat daar staan, want daar's goeie voorsangers, so hulle sing loud, hulle sing vir ure aan mekaar. En op 'n stadium toe is daar 'n lied, en hy gaan toe oor in Engels, ons het baie Engels ook gesing. En ek begin toe nou 'n bietjie half gemakliker raak in die lied, want ek hoor holy, holy, holy.
Maar liewe vriende, dit gebeur toe, een dag in die 3 dae, slaan hulle oor in Afrikaans. En dis toe ek besef die Here is Afrikaans. Toe ons begin sing, heilig, 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 toe stap die Here in. En hy 400 jaar, so dit was vir my 'n oomblik wat ek nooit sal vergeet nie. Dis net cheers op 100 jaar van Afrikaans. Ons is nou net 10 jaar, maar ons kort het 'n ou nulletjie, ons sal deurdruk. Ek is baie opgewonde oor vandag se woord en jy moet maar by my bly want ek gaan 'n paar ander vreemde name en goeders gebruik, maar hier is 'n kosbare les in hierdie gedeelte en ek gaan uit die boek van Judges lees, Rigters 4 vanaf vers 1 tot 9 en dan nog 'n stukkie daarna. Nadat Ehud, ons begin met hom daar, Rigters 4 vanaf vers 1. Dit kom net op, daar sê. Ehud was 'n rigter, so nadat hy dood was, het die Israeliete weer begin, let mooi op, om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. En die Here doen toe iets, hy lewer hulle oor aan die mag van Jabin. Hy was die Kanaanitiese koning in Hasor. Die aanvoerder van sy leer, hierdie is 'n naam wat ons moet onthou, was Sisera. So Sisera was die generaal van die Kanaanitiese leer. Hy het 900 eysterstrydwaans onder sy bevel gehad en hy het die Israeliete vir 20 jaar lank swaar onderdruk. 20 jaar lank. Maar Israel het by die Here gepleit en dit het Israel elke keer weer gedoen om hulle weer te bevry. Nou, pragtig. Debora was 'n vroulike profeet. En sy was die vrou van Lapidot. Ek dink as ek weer 'n naam kon kies, was dit myne, Lapidot. Hallo Lapidot, kom bietjie na. Nee. Sy was getroud met Lapidot. Sy was op daardie stadium die leier. Debora was op daardie stadium die leier van die Israeliete. Sy het onder die Debora palm in die heuwels van Efraim, tussen Rama en Bethel, het sy gewoon. Ek het nou nogal gewonder of die Debora palm dalk iets is soos die Nathaniel roos of so iets, maar Debora, sy was die leier, so hulle het seker die palm na haar vernoem. En die Israeliete het vir al hulle regsaake het hulle na haar toe gegaan. Hier's nog 'n naam wat ek wil hê moet onthou. Sy het Barak, hy was Israel se leerhoof, generaal. Hy het hom laat roep en vir hom gesê, dis wat die Here God sê, die Here, die God van Israel, het 'n opdrag vir jou. Trek met jou 10.000 man op na Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die aanvoerder van die Jabin se leer, met sy oorlogwaans, haal daai 900 van hulle, en sy weermag laat optrek na die Kisonspruit toe, en ek sal hulle in jou mag oorgee. Is ons daar? Yes, ons is daar. En dan antwoord Barak haar, en dis vir my baie snaaks. Hoor hoe antwoord Barak haar? Ek sal gaan, as jy met my saam gaan. Dis soos dit in my kop klink. Wanneer laas het vir iemand gesê, okay, ek is bietjie bang, ek sal gaan, maar as jy saam gaan, sal ek gaan. So die weermag hoof van die leer van Israel sê vir Barak, sê vir Debora, wat die leier van die Israeliete is, ek sal gaan, as jy met my saam gaan. En goed, het sy vir hom gesê, ek sal wel met jou saam gaan, maar omdat dit jou voorwaarde is, maar jy nou weet, hierdie veldtog gaan jy nie die glorie kry nie. Die Here sal Sisera deur 'n vrou oorwin, en Debora het haar klaargemaak, en sy saam met Barak is sy toe daar na Kedes toe. Nou, hulle toe die vyand oorwin, geen man het bly staan nie. Ek wil aangaan met die 17de versie, sodat ons nie te veel lees. Die 17de versie begin, Sisera, dis nou na die oorlog, as jy moet daar by Sisera begin. Yes, is ons daar, yes. Sisera, die leier van die leer van die Kanaaniete, hy vlug toe per voet na die tent van Jael toe. Jy gaan vandag baie van Jael hoor. As jy nog nie van haar gehoor of gelees het in die Bybel nie, vandag sal jy haar nooit weer vergeet nie. Sy was die vrou van Geber die Keniet. Daar was 'n goeie vriendskapsverhouding tussen koning Jabin en die familie van Geber die Keniet, en Jael het uitgekom om Sisera te ontvang. Sy is by die tent, hier kom Sisera, die weermag hoof van die Kanaaniete, hy kom daar aan, en sy sê vir hom, kom hier na toe meneer, kom na my toe, en moenie bang wees. Hy gaan toe in haar tent in, is ons daar. Hy gaan toe in haar tent in, en sy het hom onder 'n dekentjie toegemaak. Gee tog vir my 'n bietjie water om te drink, het hy gevra, ek is dors. En sy gee toe vir hom melk, wat uit die
sak is, gee sy vir hom om te drink. En sy het hom weer onder die deken toegemaak. Sisera was moeg en hy het aan die slaap geraak. En nou, as jy nou weggeraak het, kom net gou weer hier. Wees net gou saam en maar hoor wat gebeur. Gewer se vrou, Jael, het toe een van die tentpenne gevat en met 'n hamer in haar hand stilletjies na Sisera toe geslyp. En sy het die tentpen dwars deur sy slaap gedryf tot in die grond toe, sodat hy sterf. Is hier kinders in die gebou? 'n aangrypende verhaal. Maar gaan jy nou diep in hierdie verhaal invat van Jael en van Deborah? Ek het oor verskillende temas gesit en top, wat gaan ek dit vandag noem, want ons het daarom nou vreemde stories hier in. Uiteindelik maar besluit, ek gaan by die tema wees, soms vat dit 'n vrou om te wen. Al die vrouens moet nou sê, amen. Okay, soms vir 'n paar van die mans het vanoggend by ons oggendopening ook amen gesê. Ek het in my eie lewe geleer dat daar is sekere gevegte wat slegs deur mammas, vroue, moeders, dames gewen kan word. Maar ek gaan jou nou soontoe vat. Ek dink dis 'n goeie tyd om te bid. Hemelse Vader, ek bid dat U woord vandag regtig ons lewens sal kom aanraak. Ons iets sal leer en dat U teenwoordig sal wees en ons harte sal aangryp deur U kosbare woord en U mense. In Jesus naam, amen. Nou my preekstyl is gewoonlik, as jy my nou ken, as jy vandag 'n besoeker is vir die eerste keer, ek hou daarvan om 'n storie of ietsie te vertel, 'n illustrasie te gee van iets, wat ek dan deurvat deur my preek, sodat dit lekker op die hart val en dat jy dit sal onthou. Maar vandag is anders, want hoe diep ek ook al gedink het, het ek nie by 'n beter storie as hierdie storie uitgekom. Niks anders wat dit meer gaan uitlig nie, want my preek vandag gaan oor 'n vrou, 'n huisvrou, 'n tentmoeder, wat 'n sluipmoordenares is. En wat dit reg kry om die Kanaanitiese weermag generaal in die grond vas te pen. Wat kan nou daarby kom? En jy sal waarskynlik met my saamstem dat hierdie storie kort niks anders nie. Dit is reguit op die man af. Ons hoor wat jy sê. En hier's nog iets anderste. Vandag, dis spesiaal vir jou Leon, vandag se preek het net een punt. As jy hierdie punt nie vat nie, as jy dit nie hoor nie, dan mis jy als. In fact, as ek dit nou klaar gesê het, kan ons huis toe gaan. Ons kan gaan marshmallows, melkterte, macaroons, Milo, ons kan gaan eet en ons kan huis toe gaan, want dit is die preek. Maar ons gaan maar bly, want ek het voorberei. Okay. Is julle gereed? Hier kom hy. Nie ek of jy, hy is ook op die skerm. Jy kan nie kies wie God wil gebruik nie. Want hy gebruik wie hy wil. Julle moet hom raak sien. Ek weet daar's 'n spelfout, ek vra verskoning. You don't get to choose who God will use, because he will use whoever he wants. Jy kan nie kies wie God wil gebruik nie, want hy sal gebruik wat hy... dit moet nou op jou hart val, dit moet op jou siel val, ek en jy kan nie kies wie God wil gebruik. Hy gebruik wie hy wil, soos hy wil. Soos jy nou 'n T-shirt wil laat print, dis ietsie wat jy kan opsit, want dit gaan nooit verander nie. As jy ooit 'n face tattoo oorweeg het, dis die ene wat jy opsit, want dit gaan altyd dieselfde bly. God gebruik wie hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, en niemand sal hom keer of voorskryf nie. Hier's die feite. God gaan nooit iemand se opinie vra nie. Is dit met jou reg as ek vir haar gebruik? Ja, is dit reg met jou? Nee, hy gaan nie kyk hoeveel volgelinge het jy op sosiale media nie. Hy gaan nie kyk waar jy bly, wat se kar jy ry, wat jou status is, wat 'n posisie jy het nie. God gebruik wie hy wil, wanneer hy wil en hoe hy wil. As hy 'n jong man wil gebruik of 'n jong vrou, dan doen hy dit. As hy 'n introvert wil gebruik, dan doen hy dit. As hy ekstrovert wil gebruik, dan doen hy dit. Ek gaan nou check of jy wakker is. As hy 'n DA lid wil gebruik, dan doen hy dit. As hy 'n ANC lid wil gebruik, dan doen hy dit. Dis my enigste politiek vir die dag. As hy 'n matriek of 'n gegradueerde wil gebruik, dan doen hy dit. As hy 'n ongeskoolde ouetjie wil gebruik, van die strate wat niks ken, wat niks weet nie, dan doen die Here dit.
Swart, wit, geel, enige kleur. As God iemand wil gebruik, you don't get to choose who God wants to use. He uses them whenever he wants to. Ek is klaar met die Engels. God gebruik wie hy wil. Is nog 'n feit. God gebruik selfs die skepping. Hy kan enige iets ook gebruik. Gaan vra maar die Israeliete. Gaan vra vir hulle hoe dit gepraat daar, toe die parras en die muskiete en die steekvliee en die sprinkane, toe die insekte daar was. God gebruik die wind, God gebruik die reën. Gaan vra vir Jona, God gebruik vis. Om te doen wat hy wil en niemand sal hom keer nie. Ek is so dankbaar dat ek Sondag nou, jy moet my hoor, ek is uit die diepste van my hart so dankbaar dat ek Sondag die voorreg het om die woord wat die Here op my hart druk vir julle te bring en dit te deel. Ek is elke week so opgewonde. Ek kan nie wag nie. Dis net vir my fantasties. Maar die Here het my nie nodig nie. Hy kan selfs 'n donkie gebruik om die woord te bring. En dis nou nie dat ek sê elke donkie kan preek nie, maar vra maar vir William, die Here kan selfs 'n donkie gebruik. Dit was vir my so mooi, Lisa, met die klarinet en die viool, en toe julle begin met, kom almal, laat jou stem verrys, laat ons die Here prys, halleluja, halleluja, en ek het daar gestaan, en die klank van julle stemme wat God se lof besing is so mooi, maar as julle stil bly, dan sal hy die klippe gebruik om dit uit te roep. God kan enige iets, enige mens, enige ding gebruik om sy lof te besing en om te doen wat hy wil doen. As hy 'n man wil gebruik, dan gebruik hy 'n man. Maar as hy 'n vrou wil gebruik, dan gebruik hy 'n vrou. So manne, hou vas. Hier kom nog 'n verklaring, maar ek het dit nou eintlik gesê, ek wil dit net by herhaling vandag sê, daar's sekere battles wat slegs deur vroue gewen gaan word. Amen van die manne. Ok, is lekker sag, maar dis daar. Ek dink Rassie het dit in sy gebed gehad, en as jy met jouself moet eerlik wees, manne, vroue, enige een wat vandag hier sit, hier is dalk 'n hele klomp mense wat vandag hier sit, omdat daar eers 'n moeder, 'n ma, 'n ouma was wat gebid het, wat jou naam voor die Here geroep het, wat uitgeroep het, wat gehuil het in die nag vir jou. Eers was daar een. Daar's sekere gevegte wat net 'n moeder kan wen. Sy daar in die kombuis gestaan en sy maak kos terwyl sy vir haar kinders bid en hulle aan die Here opdra. Ek het gedink aan ou Ras se storie terwyl sy ma bid en hy eers in die see op 'n emmer dryf. Sy ma het gebid. 'n Moeder wat bid. Ons is baie hier, ons het deur baie goed gekom, waarskynlik omdat daar eers 'n moeder was wat vir ons gebid het. Waar sou ons gewees het as dit nie vir hulle gebede was? Soms vat dit 'n vrou om te wen en om die geveg te wen. Maar toe het ek net so 'n bietjie gaan dink. Daar's baie mooi stories. In een van die stories, Rassie het ander dag daaroor gepreek, wat vir my wonderlik is die storie van Dawid, né? Die meesterlike verhaal van Dawid en Goliat. Goliat kom en hy sê die volk van die Here sleg. Hy sê self God sleg. Vir 40 dae lank hou hy aan om dit te sê. En dan gaan Dawid, julle ken die storie, gaan hy sprei toe en hy tel klippies op en hy vat sy slingervel. Julle ken die storie, né? En hy gooi, en ek voel glad nie ongemaklik om die storie te vertel, nou ons almal ken dit, daar's boeke daaroor, daar's stories daaroor, daar's reekse daaroor, daar's movies daaroor, daar's liedjies daaroor, hy vat ook klip en hy gooi die reus dood, met 'n klip, maar hy is nie klaar nie, hy vat toe die reus se swaard, hy kap sy kop af, en hy sleep sy kop so rond. Is grafiese detail, maar is nie eens ongemaklik nie. Ons laat die kinders dit sing. Toe tel Dawid 5 klippies op, en hy gooi die een teen die reus se kop, val die reus op sy neus, net teen skoot, en die reus was dood. Maar na al my jare in die kerk, en in my lewe, het ek nog nooit 'n movie, nog nooit 'n fliek, nog nooit 'n series of 'n reeks oor Jael gehoor nie. Iemand? Nog nie eens 'n preek nie. Dis ook my eerste keer wat ek oor Jael preek. En as ek haar storie begin vertel, dan wil ek kyk, waar is die kinders? Want hier sluip sy in haar tent, na generaal toe, en sy haal 'n tentpen, vat 'n tentpen en 'n hamer,
sit dit teen sy kop, slaan dit deur sy tempels, deur die slaap, tot in die grond. En ek moes nou, toe tel Jael die hamer op, en sy slaan die pen deur die ou se kop. Net een hou, en die hou was flou. Hulle sing dit nie in die kinderkerk nie. Hulle sing dit nie. En dis nie dat die Bybel nie vroue vereer nie. Dankie dat jy gelag het, ek's baie bly. Maar jy moet hoor wat God se woord vandag vir jou gaan sê. Die Bybel is vol van vroue verering. Ons begin by Maria. Die moeder van Jesus. As daar nie 'n vrou was nie, was Jesus nie gebore nie. God se plan was dat dit deur die vrou sou gebeur. Soms vat dit 'n vrou om te wen. Sara, sy's ons moeder van geloof. En Rut, as jy met jong mense praat, dan vertel jy die romantiese verhaal van Rut en Boas. Hulle het uiteindelik by mekaar gekom en dis hierdie mooi, pragtige storie van liefde. En Hanna wat voor die Here gehuil het en hy het haar gebed gehoor en hy het vir haar 'n kind gegee. En dan is daar soveel preke, en ek het al baie daaroor gepreek, van die vrou wat haar deur die skare dring, om by Jesus uit te kom en sy kleed aan te raak, en dan maak hy haar gesond, hy raak haar aan. Dis 'n pragtige storie. 'n ander storie van die vrou by die put, wat nooit weer sal dors kry, omdat sy by die lewende water uitgekom het, of die vrou wat betrap is, en oorspel op die oomblik betrap, en Jesus kom sê, en kom spreek sy genade oor haar uit. Die Bybel is klomp vol verering van vroue. Koningin Ester, met haar brawe stap voor die koningin Ester. Maar nêrens is Jael in die prentjie nie. Mense praat nie baie van haar. Sy staan op teen Sisera, wat God se mense vir 20 jaar lank vernietig, gesinne verwoes, doodmaak, hulle huise, alles. 20 jaar. Dawid se storie met Goliat is 40 dae, oggend en aand wat Goliat teen 20 jaar. En Jael doen 'n groot daad. Ek gaan nou daaroor praat verder. Nou die storie van Jael is, haar storie is in Rigters, die 4de hoofstuk. Ek dink daar's 21 hoofstukke. En sy's deel van 'n lied daar in Rigters 5. Jy kan dit bietjie gaan lees vir die Engelse Bybels, Judges, né? Rigters is eintlik 'n bietjie van 'n depressiewe boek en daar's 'n baie goeie rede waarom ek dit sê. Elke keer daar's 'n siklus wat gebeur en dis anders as verlede week my beskrywing. So die volk van die Here het gekom en dan ons het dit gelees. Dan het hulle gedoen wat sleg is voor die oë van die Here. En dan het God iets gedoen. God het hulle oorgegee, die volk, sy volk. Hulle het sonde gedoen, lelike goed, dan gee hy hulle oor in die hand van die vyand. En dan kom hulle, hou net gou 'n bietjie vas. Dan bely hulle. En hulle gaan huil voor die Here. En almal is jammer, en die trane loop. En dan het God gekom en 'n rigter opgerig. Dis waar die rigters, daar was 12 rigters. Dan het God 'n rigter opgerig wat dan in sy gesag staan en dan geprofeteer en regeer en dan luister, dan draai hulle almal na die Here toe. Die volkie wat nou gesondig het en die Here verlaat het, nou draai hulle na die Here toe want dis 'n nuwe rigter en dan sterf die rigter. Nou wat doen die volkie? Hulle gaan weer en hulle sondig en hulle kry ander afgode en hulle doen alles wat verkeerd is in die oë van die Here en dan kom God en dan gee hy weer vir hulle oor in die hande van die vyand totdat daar weer 'n rigter opgerig word. Dit klink erg, né, dat God hulle oorgee in die hande van die vyand sodat hulle weer tot bekering sal kom, sodat hulle weer tot inkeer sal kom. Ek weet dan nie, sal God dit doen? Sal God die vyand gebruik om mense weer by hom uit te kry? Onthou gou weer, wat is vandag se tema? Ek en jy kies nie wie God gebruik, vir wanneer hy wil doen en wat hy wil doen nie. Dis die punt van vandag. Dink net daaraan, daar's nogal lewensles hierin. Moenie dink dat jou vyande of die mense wat so bietjie teen jou staan, net sleg is vir jou. Dis gewoonlik daai mense wat jou op jou knie hou, né? Want jy bid nou meer. Dat die Here jou sal help en dat die Here jou sal deurdra. So baie keer kom ons teestanders, baie keer kom ons vyande, die mense wat teen ons is,
daar by die werk waar ons, hulle help ons om aan te hou bid. Hulle bring ons weer voor ons knieë voor die Here. God rig 12 rigters op en ek is nou half jammer om dit te sê, maar net een was 'n vrou. Maar ja, ek het dit staan nie eens in my notas nie. Ek sê net daar's net een. Weet iemand wat was haar naam? Deborah. Enige Deborahs in die kerk vandag? Deborah. Okay, Deborah was haar naam. Van die ander rigters sal jy dalk ken, Gideon en Samson, en daar was Elon, maar dis nie Elon Musk nie, hy was ook daar. 12 rigters wat die Here oprig, en Deborah is uit die Efraim stam uit, en Deborah se naam het 'n baie interessante betekenis. Haar naam beteken by, bi. Want Deborah was nie net 'n rigter nie, sy was ook 'n profeet. So daar het hierdie heuning, hierdie soet smaak van die heuning het gekom en so sê die Here, maar daar was ook 'n angel van geregtigheid dat sy gesorg het, so sy kom vir jou bykom, Deborah by, vrou wat opgestaan het vir gereg en regtigheid. Nou dis wat gebeur in Deborah se verhaal in my preek, baie kort, ek's amper by die einde. Deborah kom en sy roep die generaal van Israel se weermag, sy naam is Barak, net Barak, en sy sê vir hom, die Here sal die vyand in jou mag, in ons mag oorgee. Ons moet net vinnig gaan. En dis dan die gedeelte wat ek vir jou gesê het, wat Barak dan antwoord, ek sê, gaan as jy saam gaan. So wat nog al vreemd was, en ek het by myself gedink in die lees van hierdie woord en bietjie ondersoek, dis nogal maklik as 'n mens nie in iemand anders se skoene staan, hoe jy gou kan oordeele vel, né? En dink, joh, hierdie ou kort darm maar 'n bietjie ruggraat. Hoe kan hy nou vir Deborah so sinnetjie sê, staan op, jy's die weermag generaal, staan op en gaan. Nou ja, totdat ek verder gelees het, Barak moes teen die Kanaanitiese weermag opstaan. Hulle is 10.000, Barak en sy weermag is 10.000, die Kanaanitiese weermag 300.000 man. In die Bybel sê hulle 3.000 strydwaans gehad, waarvan 900 strydwaans ysterstrydwaans was. So daar was baie krag, en dan dink ek, goed, ek is nou baie jammer, ek het gedink, hy is 'n bietjie sonder ruggraat, want hierdie is 'n geweldige stryd. En dan sê ek net weer by Deborah, en ek besef, soms vat dit 'n vrou om die geveg te wen. Deborah sê, en jy kan gaan lees, hy praat, ek weet ons het nie die militêre opleiding, ons het nie die strydwaans nie, ons het nie die krag en die mag wat die Kanaaniete het nie, maar dis wat die Here sê, maak jou reg. Die Here, Rigters 4 vers 14, Frans, ek dink hy's daar, Deborah beveel toe vir Barak, maak jou reg, die Here gaan vir Sisera aan jou uitlewer. Werner, daai eerste videoetjie speel hom vir my dit. Hoor gou hierso, terwyl dit speel. Die Here sal voor jou uitmarseer. Dis 'n paar ouens wat marseer. Ek weet nie vir wie dit vandag is. Ek weet nie wat jou probleem is nie. Ek weet nie wat jou uitdaging is en waar jy dink jy skiet tekort of jy het nie wat dit vat nie. Die Here sê vir Deborah om vir Barak te sê, luister, moenie bang wees oor hulle getalle nie. Moenie bang wees oor wat hulle het en wat jy nie het nie, maar God sal voor jou uit marseer. God gaan voor jou uit. Dis ietsie wat jy met huis toe vat, saam met daai die Here gebruik wie hy wil wanneer hy wil. God sal voor jou uit marseer. God sal voor jou uitmarseer in jou uitdagings en jou gebed vir jou kinders en hoe jy voor hom huil en hoe jy voor hom vra vir wat in jou hart nodig is en wat by jou werk nodig is en wat in jou huis nodig is. God sal voor jou uitmarseer. En die enigste rede waarom ek vandag hier kan staan is omdat ek weet God het vooruit geloop. Melinda, jou mooi SMS hierdie week, God het voor jou uitgemarseer, God het voor jou geloop, ander wat siek is, wat die Here gedra het, wat die Here gehelp het, God het voor jou uitmarseer, as jy dit kan glo, al is dit wat jy het beperk, en het kom nie naaste by, dis heeltemal die odds is teen jou, God sal voor jou uitmarseer. Nou verlede week, hierdie gevegs baie interessant, verlede week het ons gepraat van die vallei, dat dit daar gebeur het, en as jy nou die skrif gaan lees, in hierdie hele geveg tussen die Kanaaniete en die Israeliete, die Kanaaniete is onder in die vallei, en Deborah sê vir Barak, kom ons begin hier bo op die bergtop, dan gaan ons af onder toe. Maar Deborah is nou gehoorsaam aan God se opdrag wat sy vir Barak gegee het,
Ek het nou nogal gelees in die Bybel en dit baie plekke gesien, dat God se hele gevegslogika en sy aanslag, as hy jou in 'n battle stuur, is baie keer baie vreemd. Ek wil amper al die woord gebruik, dis half gekkig. Op 'n stadium sê die Here vir Gideon, nee, jy het heeltemal te veel mense wat jy in hierdie battle invat. Ek hou nie van die manier hoe hulle water drink nie, maak dit minder. Maar 'n ander plek met hulle Jerigo oorwin, en die Here sê, wel, kry die orkes gereed. Nee, maar jy verstaan verkeerd, ons gaan nie 'n serie maak nie. Nee, maar kry die orkes gereed. Dat hulle sing, dat hulle juig. Dan val die mure. God se gevegsopdrag, hoe hy ons instuur, is baie keer so vreemd. Dis so, ons kan dit nie begryp met ons menslike verstand nie, maar God stap voor ons uit. En baie keer gee jy terwyl jy nie het nie, maar dis omdat God voor jou uitstap. En baie keer, you walk by faith, not by sight, want jy kan dit doen, want God stap voor jou uit. Jy praat van jou genesing, maar dit lyk nog of jy gesond is nie, maar God stap voor jou uit. Jy praat van jou oorwinning, terwyl dit voel of jy regtig nie wen nie, maar God marseer voor jou uit. Nou, die detail van die geveg is in hoofstuk 5, en Deborah sê, maak gou, want God berei die atmosfeer voor. Werner, daai tweede een. Ekskuus tog. Ewe skielik begin dit reën in die vallei. Kan jy dit hoor? Die Kanaaniete met al hulle soldate is onder in die vallei en dit begin reën. Weet jy wat gebeur? Eysterstrydwaans val vas in die reën. Eysterstrydwaans, hulle het dan die beste toerusting. Dit val vas in die reën. Hulle raak so verward, hulle weet nie wat gebeur, watter kant toe gaan nie, want oral is almal vas in die reën, die water loop, hulle is in die vallei, hier kom hierdie mense, hulle is heeltemal te min, hulle het nie die krag en die mag wat hierdie gevegslinie het nie, maar die Here laat hulle vasval, hulle raak so verward en de mekaar, en Israel kom, en hy wen hierdie hele geveg, soos wat die Here gesê. Wie het geweet dat God reën kan gebruik om te doen wat hy wil? Ons het geweet, want jy kan nie kies wie God wil gebruik, wat God gebruik nie, hy gebruik wie hy wil. Dis 'n mooi storie. Israel wen, God het vooruit gemarseer, maar weet jy wat doen die Kanaanitiese generaal? Ons het dit gelees. Hy hardloop weg. Dis nou nice van 'n generaal. Die Bybel sê nie een van sy troepe het bly staan nie. Ek weet nie of almal dood is nie, maar en hy hardloop na die tent toe, maar hy gaan na Geber se tent toe. Nou Geber was getroud met Jael. Maar nou moet jy net weet van Geber. Geber, hy is so ergens hier tussenin. Sisera het geweet hy kan na Geber toe gaan, want hy het vriendskap by hom. Hy, as 'n gevegsou, het hy wapens gemaak vir die Israeliete en vir die Kanaaniete. So ergens was hier 'n middle ground, hy was 'n bietjie van 'n double-minded ou, wat jy weet nou nie, Sondag sy by die kerk, maar Maandag kan jy nie eens agterkom dat hy Christen is nie. Hy soms so 'n bietjie van alles aan weerskante, so bly weg van die Gebers af, en as 'n Geber jou ooit date, sê vir hom nee, jy het 'n ander kerel, of soos, maar jy bly weg van die Gebers af. As jy die Here se pad kies, dan kies jy dit voluit. Dan kies jy om te dien met alles in jou en jy sorg, en as jy wil sien hoe God voor jou uitmarseer, dan kies jy God, en jy staan vir God, Maandag of Sondag tot Sondag, staan jy vir die Here. Nou Sisera kom by die tent aan, en Geber is nie tuis. Hy het gehoop hy kry hom daar, want hy weet hy het 'n vriend in Geber. Soms vat dit 'n vrou om 'n geveg te wen. Sy so skerp, Jael. Sy ontmoet hom buitekant, sy sê Geber is nie hier nie, maar sy groet hom, my Heer. Hierdie is 'n weermaggeneraal wat nou net al sy mense gelos het. Hy verdien dit nie, maar sy noem hom meester. Sy gee vir hom respek en sy nooi hom in, sê die Bybel, dat hy in die tent inkom. Nou, ek het selfs gewonder nou, wat sal 'n moeder in 'n tent nou by haar hê? En ek sê vir Rita, wel gee my babasak, want dit klink vir my, dis so ietsie wat sy by haar gehad het. En sy haal 'n ou dekentjie, sê die Bybel. Hy is nog heeltyd in die woord, en waar sal ek dit nou gooi? Ok, hierso, net hier. Sy haal 'n ou dekentjie, en sy maak vir Sisera toe, met die kombersie. En hy sê vir haar, en ek is nog steeds by die skrif, hy wil 'n bietjie water hê. Sy weet sy kan vir hom water gee, maar sy besef toe, wag, sy het 'n bietjie melk.
Want sy's waarskynlik 'n moeder. En wat doen lekker melkie as jy dit drink? Veral as jy moeg is? Dat jy slaap. Sy gee vir suster so 'n bietjie melk dat hy kan slaap. Sy het nou nie kans om te vas of te bid nie. Sy het nou nie kans om 'n skrif te soek of om iets te doen nie. Die enigste kans wat sy het, sy onthou sy het nog 'n paar tentpenne. Gryp 'n tentpen. En sy gryp 'n hamer. Ja, dit was bietjie meer antiek as hierdie een. Maar jy moet hierdie prentjie kry. En sy kom nader. Toe tel Dawid 5 klippies op. Toe tel jy al die hamer op. En sy vat die tentpen en sy het net een kans. As hy wakker word, maak hy vir haar dood. En almal wat na was en naby haar was, een kans om die hoof van die Kanaanitiese leer dood te maak. Sy slaan so goed, sy slaan daai pen reg deur sy kop, deur sy slaap tot in die grond vas. Maar dis so ek gewonder het oor die presisie van hoe Jael dit reg gekry het dat ek 'n bolle makiesie daar in my kantoor wou maak. Jael en Geber, hulle was van hierdie nomadiese reisigers. Nou, Geber het wapens gemaak en hy het geveg. Die manne het geveg. Wat het Jael gedoen? Soos dat hulle getrek het, soos dat hulle gereis het, was dit elke keer sy wat die tentpenne geneem het en die tent opgeslaan het, want die manne was nie daar nie. Sy het vir al die jare het sy oefening gehad. So sy het geweet om een hou met 'n tentpen te slaan. En toe dink ek daaraan moeder. Partykeer is dit elke oggend nog 'n broodjie vir die kinders, elke aand nog 'n storie, nog 'n dit en ek moet hiernatoe ry en ek moet daarna toe ry. Here, is dit my lewe? Is dit wat ek nou gaan doen? Ons gaan weer trek. Ons gaan weer tent opslaan. Ek moet nou weer soontoe gaan, ek moet werk toe gaan. Ek moet geld inbring, ek moet dit verdien. Ek moet hierdie ding doen, ek moet daardie ding doen. En dan kom die dag waar die Here vir jou 'n oorwinning gee. Van al die jare se getroue, onsigbare deursettingsvermoë van doen wat God op jou hart gelê het om te doen en sy behaal die oorwinning wat ons vandag oor kan gesels. My liewe broer en suster, vriende. Erns was daar, ek wil net dit nog sê, erns was daar ook 'n moeder wat miskien ook elke dag die kospakkies ingepak het vir haar seentjie. Lisa, julle kan kom. Baie dankie. En vandag besluit sy, ek sit maar weer 2 visies in, 5 broodjies in. Hy gaan waarskynlik weer terugkom met dit huis toe. Hy gaan dit dalk waarskynlik weer ergens laat lê en ek gaan nie my tapperbakkie terugkry nie, maar ek pak maar weer en ek pak maar weer en ek pak maar weer en ek doen dit. En die seentjie kom huis toe en sê, "Ma, jy gaan nie glo wat gebeur het nie. Elke dag het jy my gestuur, maar vandag het ek dit weggegee vir 'n man en sy naam is Jesus." En hy het vermeerder en almal het geëet het en daar het oorgebly, "Ma, dankie dat jy elke dag maar net weer gedoen het en gedoen het. Dit het my lewe en baie mense se lewens verander." My vriende, broer en suster, ek wil jou aanmoedig, hou aan, al voel dit nutteloos, al voel dit, jy moet nog die hele tyd hierdie ding doen, jou hele lewe lank. God sien wat jy doen, en as ons aanhou in ons geloof, gaan die Here deurkom, en hy marseer voor ons uit, hy is voor in die pad, hy gee die oorwinning, hy gee die redding, hy gee die hoop, en al wat hy vra is, hou aan om my te dien my met oorgawe, moenie bietjie hier staan en daar staan nie, maar kies om vir die Here te leef, kies om vir die Here uit te staan. In ons getrouheid dra die Here ons. Ek het gedink aan Harmonie Gemeente, is 10 jaar. Hierdie week het ons skoolvergadering gehad. En hulle het die huur bietjie opgestoor, is nou 16.500. En ek sê, Here, ons gaan aanhou, dis 10 jaar. As U ons na gebou toe wil vat, as U ander dinge wil doen, ons sal aanhou, en ons gaan aanhou om die evangelie te bring, en ons gaan aanhou leer hoe lyk 'n leefstylkeuse saam met Jesus, sodat hy verheerlik word. Hou aan, bly getrou, dien die Here met blydskap. Onthou vir Jael. Ek dink nie julle gaan Jael weer vergeet nie. As jy ooit 'n hamer en 'n tentpien sien, almal wat so naweke gaan kamp, onthou elke naweek. Ek moet aanhou, nie kamp nie, kerk toe kom, maar die Here sal ons seën en vir ons dra. Mag die Here julle seën. Hierdie is 'n pragtige lied wat Lisa, wat ons gaan saam sing. En dit bly hierdie verklaring. I depend on you.
Here, ek weet hier in my hart wat is my ou tentpennetjie en hamer wat ek elke dag doen, maar my hoop is op U. My verwagting is op U. U is my rots, U is my anker. Ons gaan net so sit, dan sing ons net so een keer saam, dan sluit ons af. Dankie Lisa. For my waking breath, for my daily bread, I depend on you. I depend on you. For the sun to rise, for my sleep at night, I depend on you. I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I'm following, I depend on you. I depend on you for the victories still in front of me. Oh, I depend on you. I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours forever, you're mine. Draw me close and teach me to abide. I depend on you. I depend on you. Oh, I depend on you. 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 Hemelse Vader, Seun, Heilige Gees, U gebruik wie U wil, waar U wil, wanneer U wil. En ons kom meld aan, Heer. Mag U voor ons uitmarseer. En mag U ons aanhoudende getrouheid voor U raak sien. Mag U in en deur ons lewe verheerlik word. In Jesus naam. Amen. U gaan in vrede die Here seën.